Daar was nou vir jou mooi profesie. Iemand stuur vir my hierdie grappie. Ek wil net sê, moenie dit by die huis probeer nie. Dis net 'n grappie. Want anders gaan ek nou weer moet beraad. So Jan kom by die pastoor en sê, pastoor, ek het 'n behoefte om ewig te lewe. Dis net 'n grappie. Wat moet ek doen? Die pastoor antwoord hom, broer, jy sal moet trou. En Jan sê, nou hoe gaan trou my help om ewig te lewe? En die pastoor sê, dit gaan nie, maar dit gaan jou behoefte wegvat. Is net 'n grappie, man. Trou is eintlik baie wonderlik, jy moet net met die regte ou trou. Ek wil vanmôre 'n kragtige woord deel. Jy sal sien hoe volg al my goed op mekaar, reekse, ook 'n reel wat ek hierdie week gedoen het, baie duisende views op die goed, mense word bedien. En die Here praat so mooi met my oor 'n idioom, dis 'n Afrikaanse idioom, wat sê, in ander se skoene. Maar ek wil net sommer so ter inleiding vir jou net wys, ek het net so 'n bietjie gaan nalees. Hier is nou Afrikaanse juffrouens gewees en ons het klomp onderwysers hier in die kerk, maar julle sal hierdie waardeer. Jy geweet daar's 'n klomp idiome rondom skoene. Net vir interessantheid, hoor gou hier, te groot vir jou skoene. Hier's nou baie ouens wat nou net vorentoe kyk nou. As die skoen jou pas, groot skoene om te vul. Ek gaan nie hulle nou verduidelik nie, as jy nie verstaan nie, gaan Google. Sy skoene vol staan, uit sy skoene groei, in jou skoene bewe. Skop jou skoene uit. Pas op dat jy daai nie vir enige ou sê nie. Ek wil praat oor in ander se skoene. Die Here het vir my so kragtige woord gegee om die kerk te bemoedig. Luister mooi, die doel gaan uiteindelik wees om die kerk toe te rus om meer empatie te kry vir mense. So jy gaan versigtig wees voor jy sommer net 'n opinie gee. Want iets wat ek agterkom meer as ooit van tevore, en jy sien dit ook op sosiale media, is mense dink hulle is geregtig op hulle opinies, al is dit sleg, al is dit negatief, al is dit selfs veroordelend. Ek hoef nou nie name te noem nie, maar hy was nou 'n paar ouens wat droog gemaak het hierdie laaste paar weke, en ek het orde gebring, as jy alles geluister het, so jy gehoor het oor weke, rondom die wederkoms. Kom nou oor dit, en hou op om enige iemand te veroordeel, dis nie jou plek nie. Luister mooi na jou pastoor, die Here praat deur my. Hierdie woord gaan jou help om empatie te kry. Sê dit saam met my, empatie. En die Heilige Gees gee vir my hierdie skrif, Matteus 7:12, ek wil hê ons moet hom almal saam lees asseblief. En jy moet hom sommer memoriseer, want dit gaan jou lewe verander. Gereed lees, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Let op, Jesus praat nou hier in die Ou Testament. Jy sê dis Matteus, dis steeds Ou Testament. Matteus is 'n boek in die Nuwe Testament, maar die Nuwe Testament begin eers by die opstanding van Jesus Christus. Daar het ek nou vir jou groot ding geleer. So dis nog steeds deel van die Ou Testament. Matteus is wel in die Nuwe Testament in die Bybel opgeskryf. Is jy met my? So as hy sê, hierdie hele wonderlike ding, hierdie beginsel van hoe jy ander hanteer, doen aan ander wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Hy sê, dit is die hele Bybel met ander woorde, want die Jood lees net die Ou Testament. Met ander woorde, die hele wet en profete is die Ou Testament.
Dit is ook vir my baie interessant, terwyl ek mediteer oor hierdie woord, dat die apostel sê ons moet mekaar se laste dra. Ek het nou nie eens daai skrif daar nie, is Galasiërs 6:2. Hy sê, en vervul so wat, die wet, nie die wet, Exodus 20 nie, die wet van Christus, dit is liefde, dit is om mekaar lief te hê soos jouself. Nou, party ouens sukkel so om ander lief te hê, en een van die redes is omdat hulle sukkel om hulle self lief te hê. Jy kan maar kyk, mense wat seer het, maak seer. Mense wat allerlei issues het, en hulle is nog vol bitterheid, daai goede kom gewoonlik uit, want die Bybel sê, waarvan die hart vol is, kom, loop die mond van oor. Nou, as Jesus dan sê, dit wat julle wil hê, mense aan julle moet doen so ook aan hulle. En dan die boodskap wil ek net met jou deel, dit was vir my so mooi. Ek sal gewoonlik sommer 'n klomp vertalings lees, en dan kyk ek baie mooi wat is die kruks in die konteks. En hoor wat sê die boodskap. Hy sê, as daar een goue reël is waar volgens julle moet lewe, is dit die volgende. Vra julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan tree dan eers so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die Bybel van julle vra. Sien, daar is so 'n bietjie meer 'n vernuwende vertaling. Die wet en die profete is die Bybel vir die Jood, die Ou Testament. Nou, ons weet dat Christus se wet, en hy het dit baie duidelik gemaak in die Nuwe Testament, is om mekaar lief te hê. Die groot gebod sê, jy moet die Here lief hê en jy moet mense lief hê. En dit is wat ons elke dag moet doen. So, in ander se skoene, jy moet nou mooi luister, hierdie gaan jou so bless, is 'n Afrikaanse idioom, en dit beteken om jouself vir 'n oomblik in iemand anders se situasie te plaas. Om jouself in iemand anders se omstandighede te plaas. Kom ons gebruik nog 'n woord, om jouself in iemand anders se posisie te plaas. In ander se skoene. Ek dink as ons dit kan doen met die hulp van die Heilige Gees, gaan ons 'n groter impak maak in ons families, vriendekringe, ons bure, in die kerk, maar ook in die wêreld. Want daar's party ouens, sekere ouens, ons noem hulle onder die pastore, ons deel met hulle elke week, hulle is high maintenance mense. Enige pastoor gaan vir jou sê, in 'n gemeente is daar high maintenance mense. Die instandhouding is baie hoog. Ouens wat nie altyd dink voor hulle praat nie, as altyd probleme, as altyd kritiek, as altyd opinies, as altyd fout. Jy kry sulke ouens as jy sy naam sien of sy nommer sien, vra maar die pastoor hier, dan voel jy sommer klaar gedreineer. Doen aan ander wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Nou, ek wil hê nou gou so 'n bietjie saam met my mooi dink. Hoe sal jy wil hê mense moet teenoor jou optree? En ek wil hê ons moet dit sommer baie prakties maak. Kom ons praat sommer oor die huwelik gou vir 'n oomblik. Omdat ons so baie huweliksberading doen. So hierdie is 'n skitterende woord vir almal wat getroud is en ook vir families. Doen aan jou man wat jy wil hê hy moet aan jou doen. Doen aan jou vrou wat jy wil hê sy moet aan jou doen. En ek wil gou vir jou hierdie 4 werkwoorde gee, en ek gaan nie lank oor dit eers praat nie. Gooi dit net vir ons daarop, liefde. So jy moet jou net eers afvra, wanneer jy optree in jou huwelik, of in jou familie, of jou bure, vra jou net af of dit liefde is, want liefde wen. En ek voel net dat ons gaan nou 'n tyd binne, waar ons die grootste sieleoes ooit gaan sien. En hoor wat ek profeteer, die Here wil die kerk gebruik, nie net die pastoor, maar elke liewe lidmaat,
om daar by jou werk, daar by jou familie, daar by jou bure, kom nou, daar by jou eie huis, daar by die skool, die liefde van Jesus te begin uitdeel. Jy kry sulke ouens, hulle is so onwys in die manier hoe hulle met mense praat en met mense werk. Hulle kom eintlik liefdeloos oor, dat party ouens sê, as hulle daai ou sien, ek wil net nie met hom praat nie. Kan jy sien hoe kom het moet ons wysheid aan die dag lê? Dis hoekom almal nie 'n mic moet vashou en op die platform moet wees. Maar elke liewe ou kan getuig en weet jy waar kan jy begin? Net met liefde. Doen aan ander, selfs daai bure en daai hond wat jou so irriteer. Miskien moet ek dit nou maar ingooi. Moenie 'n hond kry as jy nie na jou hond kan kyk nie. Dit was 'n great revelation daai. Maak seker dat jy kyk na die hond. Maar goed, as ons kan liefde gee vir mense wat nie liefde ken nie, want weet jy wat, as jy jou net vir 'n oomblik in jou man, in jou vrou, kom ons maak dit baie prakties, wat van jou eie kinders? Net hierdie week het ons 'n groot geval gehad, waar van ons senior mense baie dringend hulp nodig het, en ons het uitgereik, hulle is in ons gemeente, maar die kinders is totaal vervreem, hulle praat nie eens met mekaar nie, ouers praat nie met hulle nie, hulle praat nie met die ouers. Sit jou vir 'n oomblik net in hulle skoene, dan gaan jy anders te begin dink, jy gaan anders te begin bid. Hierdie is vir my 'n baie groot eye-opener. Daai bure, miskien dra die hond by, maar miskien voel jy geïrriteerd met hulle, maar jy ken hulle nie eens nie. Miskien moet jy net vir 'n oomblik in daai buurman of buurvrou se skoene sit. Net vir 'n oomblik vir die Heilige Gees vra, maar hoe wil u hê moet ek vir hulle bid? Kyk, die Here wil almal red. Maar as die Christen, as die kerk nie vol liefde is nie, hoe gaan ons mense wen? Kom ons, let's be real hier. As jy jouself 'n Christen noem, maar jy's liefdeloos, of jy praat lelik, of jy vloek, luister mooi, of jy betoon nie eers liefde of vriendelikheid nie, wat dink jy gaan die wêreld van jou sê? Want baie van die wêreld lees nie die Bybel nie, hulle lees ons lewens. En ongelukkig maak hulle so, dan sê hulle, ja, jy noem jou 'n Christen. Ek kry party sulke ouens, pastoor, jy moet my help, en wil jy ons nie ondersteun nie, ons wil graag sendingwerk in China gaan doen. Dan vra ek vir hom, het jy al ooit jou bure beraad of geëvangeliseer? Nee, ek voel gelei vir China. Miskien moet jy net begin by jou bure, jou eie familie, jou eie man, jou eie vrou. Pastoor, jy ken nie my man nie. Wel, die Here ken hom. Hy is so nors, nee. En hy is so onvriendelik, maar miskien moet jy jouself net in sy skoene sit vir 'n oomblik. Miskien is dit ook maar nie maklik vir hom om saam daai ou vrou te leef nie. Dit gaan nou heerlik raak hier. Ek sien party mans is hulle is nou met my. En vice versa. Kom ons maak dit relevant. Daai baas, daai bure, daai kind van jou, wat het gebeur? Sit jouself in sy skoene. Sit jouself in jou ouers se skoene. Wat het gebeur? Sit jouself in jou kinders se skoene. Vir 'n oomblik, plaas jouself in iemand anders se situasie. Iemand is depressief en hartseer. Voor jy iets sê, sit jouself eers in daai persoon se skoene. Sjoe, is die salwing op my. Heilige Gees, waarvoor moet ek vir hierdie bure bid? In plaas van om goeie te sê oor hulle. Kwaad praat hoort nie onder die kerk nie. Kwaad praat hoort nie onder kinders van die Here nie.
Kwaad praat hoort nie in jou huis nie. Kan jy amen sê? Liefde gaan altyd wen. Ek het al hoeveel keer vir jou gesê, ons gee sommer daar oor die mure koek, alle kante toe, want wie hou nou nie van koek nie? En gee altyd iets lekkers, dit waarvan jy hou, moenie iets weggee waarvan jy nie hou nie. Los die appelterte. Onthou wat jy saai, gaan jy maai. Dis hoekom ek maai nie baie appelterte nie, want ek saai nie appelterte nie. Saai lekker goed, waarvan jy hou. As jy nou nog nie die appeltert grappie ken nie, dan gaan jy my nou so aankyk. Hier is nou party wat, appeltert is eintlik lekker, dit is maar net 'n grappie tussen die gemeente en my. Ek hou nie van appeltert. Omgee, kyk gou hierdie werkwoorde, dis nie net sleutelwoorde, dis werkwoorde. Liefde is 'n werkwoord. Jy gaan in jou huwelik moet werk, jy gaan in jou verhouding met jou kinders en ouers moet werk. Anders gaan jy krities raak en jy gaan sê, maar hy so. Nee, sit jouself in jou pa se skoene. Hierdie is goed. Sit jouself in jou ma se skoene, hulle wat vir jou sorg, hulle wat na jou kyk, vir hoe lank al? Sit jouself in jou kinders se skoene. Sit jouself in jou bure se skoene. Voor jy weer iets sê, sit jouself in iemand anders se skoene. Vanmôre ry ek by iemand verby, en ek weet wat daar aangaan, die Here maak vir my haar lewe oop, maar jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat sy is nie net 'n bedelaar nie, maar ek sien sy is besig met dwelms en goede, en ek het geen veroordeling in my hart nie, en in my hart dadelik sê ek net, Here, red haar net. Orals waar ek kom, bid ek vir mense, orals waar ek kom, wen ek siele. Ek wil vir elke pastoor hier sê, net waar jy kom, nie net op die kansel nie, ons moet siele wen, kom aan, dag en nag. Ek wil vir elke kind van die Here hier sê, jy word toegerus, kom aan, om siele te wen, net waar jy kom. Hoe gaan jy dit doen? Ek gee net vir jou 'n paar goed hier, met liefde. Stryery gaan nie mense help nie. Dis soos ouens nou gestry het oor die wegraping. Stop dit! Ek laat dit nie hier toe nie. Glo ons Jesus kom weer 100%. En dis hoekom jy sal agterkom, ek laat nie sommer ouens hier toe om te praat oor eskatologie, want hulle verwar mense. Hulle maak mense deurmekaar. Ons glo hy kom weer en ons waarsku mense aan mekaar. Want ons bring nie verwarring onder mense nie. Ons wil siele wen. Wat is op die Here se hart? Kosbare siele. Wat is op sy hart? Herlewing soos nog nooit van tevore nie. Dis wat hy nou wil doen. Ons is reeds in dit. Die Bybel sê hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, onverwags. Hoe gaan jy mense bereik? Sit jouself in hulle skoene. Begin bietjie liefde gee. Wanneer jy iets gee in vrygewigheid, ek gee jou 'n woord van wysheid, het jy altyd iemand se aandag. Luister gou, jy sê, hoe gaan ek hierdie kind, hierdie bure, hoe gaan ek hulle bereik? Gee vir hulle iets. Laat die Here jou hart aanraak, laat jy ook kan, wat is die Afrikaans vir generous raak, vrygewig raak. Dis hoe jy mense se aandag trek. Wanneer jy vir iemand bless, vir iemand geld gee, vir iemand iets gee, jy doen dit so. Onmiddellik gaan hy hart oop. Wow, hierdie persoon dink aan my. En dan op die regte manier in wysheid, saai jy die saad en jy gee die evangelie. Jy stry nie, jy raak nie in bekleierery betrokke nie. Die Bybel sê vir my hierdie stryd vra. Al wat gaan saak maak oor 'n paar jaar, al wat gaan saak maak, is dat siele gered moet word. Kom aan. As die Here moet vertoef om te kom, en hierdie gehoor vanmôre, en almal wat nou na my kyk, waar jy ook al is, kom ons maak dit prakties. Hier's 'n klomp klein kindertjies en babatjies, maar kom ons sê oor 100 jaar van nou, al wat gaan saak maak is siele.
Nie jou stryery of jou dogma nie. Ek wil herhaal, ons glo Jesus kom terug, maar moenie in stryery betrokke raak nie. Kom ons wen siele vir die Here. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Kom aan, gee hom al die eer. Skryf hierdie neer, empatie. Is regtig om meegevoel te betuig. In die bediening doen ons dit aan mekaar. Nie net by 'n begrafnis nie. Elke dag doen ons dit. Mense gaan deur moeilike tye en weet wat doen ons? Ons reik uit en sê, Jesus, ons bid vir jou man, ons is jammer om dit te hoor. As mense wat vanmôre siek is, reg nou, as mense wat in ongelukke was hierdie week, as mense wat huweliksprobleme het, kom ek kleer net vir jou prentjie en waarmee ons te doen het, daar's mense wat verskriklike bekleierery in die huis het, soos in verskriklike goed wat aangaan. Daar's goed soos affairs. En jy dink is net op die seepies wat jy kyk. Goed wat nou gebeur, waarmee ons deel. En op 'n partykeer voel ek ook maar, ek sê Here help my maar altyd net nederig te bly en geduldig te bly, maar ek voel ook partykeer om die 5voudige klap in te bring. Is net 'n grappie, maar jy voel so. Want party ons het hier nou al so beraad, nê. En dan dink ek net, wanneer gaan jy nou verander? Wil jy verander? Was nou 'n goeie vraag. So, hoe gaan ons aan ander doen wat ons wil hê hulle moet aan ons doen? Empatie. Ek gee vir jou goed wat die Here op my hart gelê het. Liefde. Jy vra hoe? Omgee. Kyk mooi, wat is die werkwoord van omgee? Is om te gee. Sê gou saam met my, omgee is om te gee. Sê dit weer, omgee is om te gee. Wanneer laas het jy gegee? Nee, nie net vir jouself nie, of vir jou man en vrou. Wanneer laas het jy gegee? Vir jou bure, vir vreemdelinge, vir mense. Ons moet die evangelie gee, ons moet Jesus gee. Kom aan, hierdie is goed. Ons moet liefde gee, ons moet omgee. Gee, kom aan. En as die Heilige Gees op jou hart lê om iets te koop, dis 'n wonderlike woord van wysheid wat ek jou gee. Jy weet iemand gaan deur iets. Is nie altyd 'n groot ding nie. Ons het 'n broodprojek. Weet jy wat? Elkeen hier kan 'n broodjie of 2 saai elke week. Praat nie van die Here se 10de nie. Die 10de kom eerste na die skathuis. Elkeen kan iets gee. Empatie is om meegevoel te hê vir iemand. En wanneer jy empatie betoon, onmiddellik het jy daai ou se aandag, want hy voel, yes, jy gee om vir my. Dis 'n groot sleutel. By Word and Spirit beoefen ons werklik daarin. Hier sit my getroue sekretaresse, amper 15 jaar. Vra vir haar, die senior pastoor van hierdie kerk, elke oggend, eerste ding vroeg, wens ek almal persoonlik geluk met hulle verjaarsdag. En dit sê ek nie om indruk te maak nie, dis deel van omgee. Dis deel van empatie. En party ons leef so vir hulle self, dis soos, dit maak nou nie eintlik saak, so wat. Maar dit is nie wat jy wil hê mense aan jou moet doen nie. Jy hou daarvan as iemand vir jou mooi groet en vriendelik is. Mooi smile. Hallo, jy hou daarvan wanneer iemand jou mooi geluk wens? Jy hou daarvan wanneer iemand vir jou bid, nie waar nie? Bid jy vir ander? Hy sê, dis die goue reël. Hy sê, as jy dit doen, as jy aan ander doen, wat jy wil hê hulle moet aan jou doen, die regte ding doen, liefde gee. Hy sê, dan doen jy wat die Bybel van jou verwag. Ek wil baie graag empatie losmaak hier by ons geestelike familie soos nog nooit, dat jy anders sal begin praat, dink en bid oor mense. Dat jy, ek wou nou sê, hou jou mond, ek gaan net sê, hou jou mond, as jy niets goeds kan sê nie. Het is baie maklik om hier amen te sê in die kerk, maar jou toetse kom môre, tot 'n taxi voor jou en ry. Kom aan, ek praat met myself.
Ek waardeer geen taxi wat voor in my ry nie. Come on, keep it real. Vergifnis, skryf dit net neer. Wat wil jy hê met mense met jou doen? Hulle moet jou vergewe. Jy wil hê jou man of vrou moet jou vergewe. Jy wil hê jou kinders moet jou vergewe. Jy wil hê jou ouers moet jou vergewe. Kyk hoe mooi is dit. Jy wil hê jou broer of jou suster of jou vriende of jou baas of jou kollega of jou bure moet jou vergewe. Maar vergewe jy gou? Of is jy ook een van daai wat jy's maar net bitter altyd? En weet jy, hoe hoor ons dit wanneer jy praat wat uit jou mond uitkom? Want waarvan jou hart vol is, loop jou mond oor. Is jy iemand wat nog rassisties is? Jou verskoning is steeds, jy kom met daai era, want jou ouers was so. Wanneer gaan jy breek met dit? Wanneer gaan jy deel met dit? Want ons vertrou die Here vir herlewing. Kom aan, ons vertrou die Here vir 'n sieleoes. As julle almal met my, ons vertrou die Here dat hy Suid-Afrika sal red. Moenie net aan jouself dink nie. Wat van jou kinders? Wat van jou kleinkinders? Doen aan ander wat jy wil hê, hulle moet aan jou doen. En die Here het eers met my gepraat en gesê, ek is jammer Here, waar ek baie keer selfs in die verkeer so 'n bietjie ongeduldig is as ek haastig is. Sê vir my, maar sit jouself in daai persoon se skoene. Miskien is dit 'n senior persoon. Miskien is dit iemand wat siek is. Miskien is dit iemand wat baie jonk is, wat nou net begin leer ry. Is jy met my? Miskien is dit iemand wat nou sommer net snaaks of spiteful is. En wat moet ons doen? Dan moet ons vergewe. So daar help ek jou in elk geval, want jy sê nou, hierdie persoon is nie jonk nie, hierdie persoon is ook nie oud nie, hierdie persoon is net spiteful. Well, welcome to our world. Vergewe, die kerk vergewe, die kerk moet soos Jesus wees. Die kerk moet liefde uitdeel, want anders, hoe gaan ons die wêreld wen? As party ouens, nie, party Christene lyk altyd so onvriendelik. Is so swaar, ons sing 'n ou liedjie, is so swaar om die laste te dra. Dis so swaar om die laste te dra. Ons kan dit sien by jou. En nou wil jy met iemand praat daar by die werk oor die Here. Daai ou sê, "Woe, nee, dankie, ek het genoeg van my eie probleme." Dis nie altyd maklik nie. Ons voel maar almal baie keer moeg. Ons voel maar almal baie keer frustreerd. Maar hier's die kruks, die kerk is veronderstel om lig van die wêreld te wees. Dis wat jy moet hoor. Ons is veronderstel om anders te wees. Ons is veronderstel om die sout van die aarde te wees. Hoe gaan ons hierdie wêreld wen vir Jesus as ons nie doen wat sy woord sê nie? Jy sê, maar ek is ook net 'n mens en ek is ook moeg, ek verstaan, maar dank God vir die Heilige Gees. So jy moet jou nou nie vergelyk met daai Filistyn van 'n baas. Ja, hy kan dan so praat en hy kan so, nee, jy's anders. Dit was goed. Ons moet juis vol van die liefde van Jesus wees. En as hulle wil begin stry, sê jy, nee, dankie, ek wil nie met jou stry nie. Net vir jou sê, Jesus is lief vir jou. Is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? En weet jy wat gaan gebeur? Nou beland daai persoon in 'n krisis. Raai wie bel hulle? Ons moet net gou daai broer of suster bel. Ek het gesien, hulle dien die Here. Daar's mense wat kerkloos is, wat nie familie het wat die Here dien nie. As mense wat nie ouers het wat omgee nie. Luister mooi, as mense wat in chaos is. En God stuur jou op daai persoon se pad by die werk. Maar nou tree jy net soos hulle op. Die goue reël is, doen aan ander wat jy wil hê, hulle moet aan jou doen. Vergewe ander, want jy wil hê, hulle moet jou vergewe. Gee liefde, gee omgee, empatie, vergifnis. Ek wil hê jy moet hierdie gou neerskryf of 'n foto neem. Ek het hierdie net so van die Here ontvang. Lees dit gou saam met my. Voor jy praat, lees dit, voor jy praat, 'n opinie gee,
krities wil wees, of dalk iemand wil oordeel. Nou raak dit heerlik hier. Kom ons lees dit weer hardop. Voor jy praat, 'n opinie gee, krities wil wees, of dalk iemand wil oordeel. Sit jouself eers in daai persoon se skoene. Maak nie saak hoe daai skoene lyk nie. Ek praat nie nou van die fisiese skoene nie. Want jy sien, almal gaan nie altyd lyk en ryk soos jy nie. Loof die Here daarvoor. En jy moet net onthou, jy is ook maar 'n mens. Jy stink maar ook as jy nie bad nie. Want hier is nou party wat so heilig lyk. Sê gou vir jou langs en kom help my preek, sê ek is so bly ek is nie soos jy nie. Prys die Here. Want ons is baie keer so, as iemand nie is soos jy wil hê die persoon moet wees, dan oordeel jy hom. Ek ken sulke ouens, hulle is vinnig met opinies. Maar sit jou net in daai persoon se skoene. Daai persoon wat daar by die til werk, wat nou al so moeg getil is die hele dag. Nou kom jy daar, en jy voel net, maar jy is uiters swak, en nou het jy opinies oor die persoon. Weet jy wat, in plaas net eens maar, dankie vir wat jy doen, mag die Here jou help. Ken jy Jesus? Sien, ek praat met hulle oor die Here. Ek wil 'n siel wen. In plaas dat jy nou jou klagtes heeltyd uitspreek, want almal moet nou hoor hoe kla jy. En kom ons wees eerlik, die diens is nie so great oral nie. As jy nou so lank daar by McDonald's wag, ek het so lank laas McDonald's geëet, maar ek moet jou sê, ek is nogal lus vir 'n McDonald's. As jy nou vir hoe lank wag, nê? Deur die jaar koop ek vir my kinders McDonald's. As jy nou in daai ry staan en jy is nou lank gestaan, en uiteindelik het jy betaal, en uiteindelik kom jy by die volgende venster, en toe ry jy nou, en toe kom jy by die huis, en nou is jou order verkeerd. Nou wat doen jy? Dan praat jy in vreemde tale. Party van julle praat nooit in vreemde tale nie, maar dan doen jy. Maar dis nie hemelse tale nie. Ek preek vir myself. Want ek sê nou vir julle, ons gaan nie siele so wen, wanneer jy nou het jy die geleentheid om vir iemand te bid, jy die geleentheid in persoon om vir iemand te sê, ja, Jesus is lief vir jou, dankie vir wat jy doen, en jy saai 'n saadjie, want daai persoon kom nooit in die kerk nie. Hoeveel keer, dan deel ek met mense by restaurante, maak nie saak waar ek is nie, op die vliegtuig, enige plek, dan sê mense vir my, weet jy, ek het nie die geleentheid om in 'n kerk te kom nie. Dan gee ek sommer dadelik vir ons YouTube en ek sê, gaan luister hierso, alles is hierso. Lei daai persoon na Jesus toe, sommer nou, enige plek, ek laat hulle agter my aanbid, enige plek. Is julle met my? Sit jouself in iemand anders se skoene. Imagine, jy moet til slaan van die môre tot die aand en jy kyk in sulke gesiggies vas. Dink aan binnelandse sake, is nie 'n lekker plek om te wees nie. Jy moet regtig die dag afvat. En jy moet baie geduld hê. Maar as jy vir 'n oomblik in iemand se skoene kan sit, wat nou ook maar daar werk met mense wat nie altyd so vriendelik is nie, gaan jy dalk meer empatie begin kry. En die hele doel is, dat ons mekaar opbou, dat ons mense met empatie bedien, maar uiteindelik is dit om almal by Jesus uit te kry. Is julle met my? Dis die doel. Ek gaan afsluit. Voor jy praat, kyk weer, ek wil hê jy moet dit neerskryf, jy moet dit afneem. Ek het dit net so gekry by die Here. Voor jy praat, 'n opinie gee, krities wil wees, of dalk iemand wil oordeel, sit jouself in ander se skoene. En nou wil ek afsluit hiermee. Ek wil vir jou net hierdie deurgee wat jou gaan help hoe om by dit uit te kom is. Voor jy praat, 'n opinie gee, krities wil wees of dalk iemand wil oordeel, pause.
eers. Ek weet nie, ek het die Afrikaanse woord probeer soek, daar's nie so iets nie. Jy kan sê wag, maar tot jou remote het nie 'n wagknop nie, is pause. Het was so lekker toe ek die bokke game gister kyk, ek sê, Here, dankie, ek kyk so min TV, maar dankie vir die technology, want ek kan weer rewind, en ek kan forward, en weer rewind, en dan pause. Sê gou ou langs aan jou, jy moet meer begin pause. Kom, sê vir iemand. Ja, Selah beteken pause and calmly think about it. Ek voel ek het 'n groot woord vir die kerk. As ons werklik wil soos Jesus wees en siele wen, gaan ons moet leer om te pause. Jy gaan agterkom jou stryery jaag jou familie weg. Luister na my, jou dogmas. En glo my nou, pastoor Atjek soos 'n lewende Bybel. Ek kan oor al hierdie goed in detail teach wat ek doen. Maar die kerk moet hoor, hou op stry, pastoor Japie, ons gaan nie siele so wen nie. Die Heilige Gees oortuig mense. Kom ons bly by die woord. Ons is nie skaam vir die evangelie nie. Amen. Ons is nie skaam vir dit wat die Here sê nie. Maar daar's party fynere goedjies wat jy gaan agterkom van jou bure of vriende of mense verstaan dit nie. Nou moet jy met wysheid oorkom. Kom in die koek. Ek moet dit sê totdat jy die revelation kry. Liefde, empatie, gaan die hart oopmaak. Weet jy wat? Mense luister graag na jou wanneer hulle voel jy gee werklik om. Wat moet jy doen voor jy iemand wil oordeel? Jy het daai reel gehoor. Moenie oordeel nie. En toe is daar ook klomp wat my gekritiseer het, want hulle ruk nou weer die ding uit verband uit. Ek het nie een keer gesê ons praat sonde goed nie. Jy sien as jy 'n stem is, as jy 'n publieke figuur is, gaan jy altyd kritiek kry. Want party ons is heeltemal die klits kwyt. Hy hoor nie eens wat ek sê nie. Hy sê net iets om iets te sê. Vir al die pastore hier wat ook beraad, luister gou hier. Luister om te luister. Moenie antwoord nog voor die persoon klaar gepraat het nie. Luister, jy het 2 ore, 1 mond. Jy moet 2 keer meer luister as wat jy praat. Wat doen jy voor jy iemand wil oordeel? Jy moet pause. Druk daai rooi knoppie of daai bloue. Pause. Wag 'n bietjie. Van julle moet net 'n bietjie wag nie, jy moet sommer 'n bietjie wegloop ook. Ou mense het gesê tel tot 10, dit gaan nie help nie. Jy moet tot 1000 tel. En soos die een nou, hy lyk so moeg, hy sê pastoor, ons is al 3 dae wakker, want die Bybel sê, jy mag nie kwaad bed toe gaan nie, so nou bly ons maar wakker. Ons bly nou maar wakker en beklei hierdie ding deur, maar is nou al 3 dae. Sê saam met my, pause, wag 'n bietjie. Praat met ons almal. Kom ons almal bekeer. Kom ons repent en sê, Here, vergewe ons. Waar ons sommer vinnige opinie gee of iemand wil oordeel, maar jy's nie in sy skoene nie. As mense wat siek is vanmôre, luister na 'n woord van wysheid. Moenie iets uit jou plek uit sê nie. Mense wat goed sê soos, ja, ek wonder wat het sy nou weer gedoen. En wat doen jy? Onmiddellik oordeel jy. Miskien het daai persoon glad nie iets verkeerd gedoen nie. Ons het skrif daarvoor. Ons het ook skrifte dat jy wel kan siek word as gevolg van goed, maar dit is nie jou plek om dit te sê nie. Want die Here wys my, sodra jy oordeel, stel jy jouself aan as 'n regter. Ek moet afsluit. Geniet julle die woord. Kom aan, gee vir die Here lofoffer. Sjoe. Alright, wag 'n bietjie en die volgende ene sê saam my dink 'n bietjie. Sê vir jouself, sê self, dink eers voor jy praat. Kyk gou hier vir my. Het julle geweet daar's so 'n draad in jou brein?
En dan hier by jou tong is daar ook 'n draad, 'n koneksie. Maar party het nog nooit daai koneksie gemaak nie. Want hulle praat voor hulle dink. Jy moet net kyk of daai draad in jou brein en die draad hier by jou mond gekonnekt is. Want jy verstom jou oor party ouens. Hulle openbaar hulle onkunde en hulle onnoselheid. Jy mense oordeel, stel jouself aan as 'n regter. As jy die kerk en pastore en mense kritiseer en oordeel, stel jouself aan as 'n regter. As net een regter. Ja, ons oordeel sonde. Nie mense nie, nie die sondaar nie. Daai persoon wat hier buite staan as jy nou gaan uitry, is iemand se kind. Dis 'n pa se kind, se dogter, se seun, 'n ma se kind. Dat iets gebeur. En dan sê ons net goed. Want ons dink ons kan maar net iets sê. Pause. Sê Heilige Gees, waarvoor kan ek bid? En onmiddellik gaan hy jou hart verander teenoor mense. Jy gaan 'n passie vir siele begin kry. Ek sluit af. Ek is so vol van die woord. Hoor gou hier Psalm 141:3. Here, stel 'n wag voor my mond. Bewaar die deur van my lippe. Hoor gou wat sê die boodskap? Here, help my om nie onnodig te praat nie. Leer my om versigtig te wees met wat ek sê. Jy kry sulke skinderbekke. Die waarheid is, as jy lelike goed oor my gaan praat, weet jy wat? Volgende week gaan jy dit oor ander praat. As jy toelaat dat iemand by jou skinder oor mense, raai wat? Volgende week skinder hulle oor jou. In ander se skoene. As jy vanmôre deur moeilike omstandighede gaan, wil ek vir jou sê, ons is jammer vir jou. Sjoe, dankie Here. As jy vanmôre siek is, wil ons vir jou sê, ons is jammer vir jou, ons bid vir jou. As jy vanmôre deur huweliksprobleme gaan, familieprobleme, wil ons vir jou sê, ons het empatie met jou. Ons veroordeel jou nie. Ons vra die Heilige Gees om ons te help, om in ander se skoene te sit vanmôre, in ander se situasies te plaas. Sodat ons perspektief kan verander. En so gaan ons baie meer mense wen vir die Here. So gaan ons baie meer siele wen vir die Here. Want as jy klaar 'n prentjie het, ek soek 'n landing, ek is net so vol van openbaringskennis. As jy klaar 'n prentjie het oor jou bure of oor sekere familie, gaan jy nooit uitreik na hulle, want jy het klaar hierdie perspektief. En die Heilige Gees sê, maar dis nie wie hulle is nie, ek is lief vir hulle. Jesus het vir hulle ook gesterf. Ek wil hê, jy moet hulle gaan wen. Ek wil hê, jy moet hulle bereik. Mag die Here ons help. Mag hy 'n wag voor ons monde sit. Ek sluit af met hierdie stelling, wat die Heilige Gees gisterand vir my laat gegee het, toe ek gebid het. Moenie dink, jy is beter as ander nie. Luister, verneder jouself nou. Anders gaan jy verneder word. Het jy hom? Ek het hom nou nie daarop nie. Skryf hom gou neer, kan jy hom post oral. Moenie dink jy is beter as ander nie. As dit met jou goed gaan vandag, is net genade. As iemand anders met wie dit sleg gaan, sit jouself in daai persoon se skoene en vra jou af, wat sou jy wou hê moet iemand vir jou sê as jy siek is vandag?
Nie kits antwoordjies wat jou irriteer nie. As jy deur finansiële probleme gaan, of deur huweliksprobleme, hoor jy, sit jouself in iemand anders se skoene, vra jou af, wat sou jy wou hê moet hulle vir jou nou sê? Iemand wat depressief is, hoe kan jy net vinnig uitlatings maak? Jy weet nie waardeur is daai persoon nie. En wanneer jy so baie berading doen soos ek, jou perspektief verander, jy het met mense te doen in hulle dinge, ek sê verskriklike dinge. Ons sê vir die Here dankie vir sy wonderlike woord. Ek stop nou net hier, kom ons eer die Here, kom gee hom 'n lofoffer, gee hom aan. Sjoe. Sluit jou oë asseblief. Ek wil graag vir elke persoon 'n kans gee om reg te maak met Jesus. Jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, al kyk jy aanlyn, maak nie saak in watse land. Ek het mense wat uit Irak uit kyk, ander lande, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Kanada. As mense wat reg oor Suid-Afrika kyk, kom ons gee nou eers vir almal 'n geleentheid om reg te maak met Jesus. Ons wil niemand veroordeel nie. Ons wil almal met empatie en liefde bedien. As jy vanmôre hier sit en jy sê, pastoor, bid saam met my, lig net jou hand. Baie dankie. Dankie, hier's klomp hande. Klomp. Dankie, Here. Klomp hande, daar by die huis. Ek wil hê jy moet nou hardop bid. En ek wil hê die gemeente moet almal nou help. Hier's klomp. Bid hardop agter my en sê, Here Jesus, ek neem U aan as my persoonlike redder, my persoonlike verlosser. Ek vra U om my te vergewe. Was my in die kosbare bloed. Here, red my siel. Maak my 'n kind van God. Ek gee my lewe vir U. Ek maak reg met U. Ek vra U om my te help om almal te vergewe wat my seer gemaak het. Dankie dat U in my plek gesterf het. Ek neem U aan as my Here. Dankie dat U my nou aanneem en 'n kind van God maak. In Jesus naam. Amen. Jy weet die Bybel sê, die engele juig selfs oor een siel wat tot bekering. Hier is soveel mense wat hulle harte vir die Here gegee het. Kom ons klap vir die Here, kom ons juig. Kom aan, kom ons juig in die Here.